tevrede teenoor onnodige begeertes? Hoe werk dit vir jou? Ons jaag so maklik na meer, dat ons vergeet hoe ryk ons in die oomblik kan leef. In 'n wêreld waar Black Friday aanbiedings en ander sogenaamde uitverkopings aan ons opgedring word, eindelose aanlyn inkopies gepropageer word, maklik bekombare krediet geskep word, skep dit konstante behoeftes by ons. En ons kan gerus dan weer kyk na die woorde van Paulus aan Timoteus. Hy skryf in 1 Timoteus 6 vers 6 tot 8. Die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Ons moet onthou, tevredenheid is nie passiewe berusting nie. Tevredenheid is 'n geestelike praktyk wat jou terugbring na die hede, na die oomblik, en dis waar God jou nou ontmoet. Wanneer ons onnodige begeertes laat vaar, dan maak ons ruimte vir vrede, vir dankbaarheid, vir helderheid. Barbara Fredrickson, wat navorsing hieroor gedoen het, verduidelik dit as ons leer om te rus in wat is, eerder as om te jaag na wat kan wees, dan versterk dit ons emosionele welstand en bovendien breek dit negatiewe siklusse. Byvoorbeeld, jy kan dink aan 'n opwaartse spiraal van innerlike stabiliteit wat geskep word op hierdie manier. So, 'n eenvoudige voorbeeld is, jy kan 'n nuwe gadget koop, of jy kan 'n aand saam met goeie vriende deurbring. Die een gee 'n kort adrenalienpiek, maar die ander een bou blywende vreugde. So ons moet leer onderskei tussen werklike behoeftes teenoor begeertes. En een van die maniere is om te bid en die Here te vra om ons te help onderskei, is dit 'n werklike behoefte of is dit net 'n begeerte? En as dit kan, sit dit op 'n 24 uur waglys. Met ander woorde, jy wag 'n dag, sodat daardie impulsiewe emosies wat kom as gevolg van stres, van verveling, van vergelyking, dat daardie emosies kan bedaar. En dan gee jy jouself ruimte om te kies, eerder as om net te reageer. So leer ons om tevredenheid na te streef. Leef geïnspireerd.